Integrity. Integrity. Kom ons bid saam. Dan gaan ek met die voortlees aan jou praat. Vader, baie dankie for the privilege to be here. Thank you, Lord. This is the time of renewal and of refreshing. As we had heard this morning, it's at the top of the mountains. It's in the mountains where the waterfalls are. It's there where the eagles renew their strength, and it's there where they renew their feathers to be effective in their hunting. And Father God, we are privileged to be at a place where the streams of life are. To be in your house and to be refreshed and renewed by your presence. Dankie Here dat ons vernuwe word, kan vernuwe word deur u woord en deur u teenwoordigheid. Dat ons onder die waterval kan sit en dat u woord vanmôre ons lewe hernuut en versterk. In Jesus naam. Thank you, Lord, that your blessings be on your word and that your power will remain on us. Even in the times of trials and tribulations, Lord, you are there. In ons beproewinge en in ons nood is u daar. U verkoop ons siele. U maak ons hoofde vet met eet en ons bekers loop oor. In Jesus naam. Amen. Dankie pastoor dat jy is. So, wat ek hier inkom te vraag, waar is die pastoor? Dan sê my die pastoor is hier buite. So, I'm so glad that everyone is here. Integriteit. To be a man or a woman of integrity. Yes. En integriteit te hê. Ek het vanmôre daai woord toe ek vra vir my lover, wat is die sinoniem vir integriteit? To be integriteit te hê. En ek het dit gaan Google, ek het nie meer geskryf, ek praat maar so uit my hart uit en wat is 'n persoon van integriteit? Integrity. To be a person of integrity. Ek wil net met u net een versie lees uit die boek van Job. Job, die eerste hoofstuk. En ons ken almal van Job. Ons weet, Paat gesê ek het Job se gedink. Sonde, en gesê Job se gedink. Hy het ook gesê arme gedulde. Ons vergeet dat ek hier baie gekies. And we are striving for things like money and property and everything to have a nice living om 'n beter lewe te hê. Beter lewe gaan baie keer vir my oor ek moet genoeg hê. Financially moet ek genoeg hê. En dit is nog nie reg, dat is nog nie reg gekom. Dat jy kan agteroor sit en jy kan dink, okay, nou het ek het dan nou bereik wat ek wil bereik het in die lewe. Job, die boek Job sê daar in Job 1, hoofstuk 1, vers 1. Daar was 'n man uit die land van Us,
wie se naam was Job. En die man was vroom en opreg en Godvreesend en een wat afwyk van die kwaad. Job was 'n man van integriteit. Die Engelse vertaling sê, Job said there was a man named Job living in the land of Cush who worshipped God and was faithful to him. He was a good man, careful not to do anything evil. Job was a man van integriteit. To have integrity is to, om integriteit te hê is 'n man van jou woord. To keep your word. Jy is eerlik in jou onderhandelinge. Jy is dit wat jy doen is jy. Ek moet dit eintlik nie geskryf word of jy dit wat jy doen, it's integrity. You have the integrity. Jy integriteit in alles. Jy's nie 'n man wat onkoop geskenke aanvaar. Hallo kerk. Veral in die politieke arena gebeur dit baie. Jy moet 'n man wees van integriteit om daar te kan staan dat daar nie na jou toe 'n vinger gewys word nie. Toevallig kyk ek vanoggend so insetsel van 'n man wat in die politiek was in Klein Willem en hy daar met die eiers besig en hy die polisie daar en hy beduie daarin. Toe sê die eiers vir hom, hoor jy ons het gesien, jy het nie koran. Ek sê maar nie wat se naam die mense nie, eties nie. Maar you have to have integrity. Al gebeur die dinge ook teen jou. Al word jy valslik beskuldig, moet jy integriteit handhaaf. Jy moet eerlik wees in jou optrede. Jy moet die regte ding doen. Al is jy ook alleen, moet jy nog steeds die regte ding doen. Because it's there where God said wat toe David gesondig het en hy met Betseba geslaap het en hy wil al die goedes wil hy toesmeer op 'n stadium en hy later teruggegaan na die Here toe en gesê ek het 'n fout gemaak. Ek bely my oortredinge. En die Bybel sê dat David was 'n man so na God se hart. Because he was a person of integrity. Reg is reg en verkeerd is verkeerd. You have to have that. Ons het nodig om in integriteit, as kinders van die Here, moet ons integriteit hê. Ons moet nie onkoopbaar wees nie. You have to stand on your feet and say, no, ek is nie geïnteresseerd nie. By jou werk is daar baie keer sulke versoekinge. Hallo, okay. But you have to have integrity. Jy moet nie nog nie staan dat ek wat doen. Ek kom baie keer aan daai ding dat die mense roep my sê, okay, hier nie lang nie. Die resep sê dit is so en dat as die resep sê dit is so, dan moet dit dan reg wees. You just keep to the recipe. You don't have to taste. Vir die vroue daar nie kom by saam met die antiekes. Want dit sit altyd ekstra speserye in. Nou, daar was manne in die Bybel wat integriteit gehad het. Dat manne was van hulle woord, al het die berge draai na teen hulle gestaan. So 'n man was Josef. Toe sy broers teen hom draai,
het hy nog steeds integriteit gehad. Hy het steeds dit behou, want hy het in God geglo. Hy het God lief gehad, en hy was 'n man wat drome kon uitlê. So was 'n man soos Daniel, wat in die wetenskap gefloreer het. 'n man, hy en sy vriende was geskoold in wetenskap. Maar het geweier om die koning se voedsel te eet. Hulle het geweier om voor die koning se beeld te buig, want hulle was manne van integriteit. Hulle was, soos ouma sou gesê het, hulle was manne van inborste. Hulle het daaraan vasgehou en hulle 3 maal op 'n dag gebid, die vensters oopgemaak na Jerusalem en gebid en hulle geloof het gemaak dat hulle op 'n stadium in die vuurmoond gegooi geword het. En Daniel in die leeukuil. Maar hy het vasgehou. God het die bekke van die leeu's gesluit omdat hy 'n man van integriteit was. 'n man wat van inborste, wat gestaan het op soos wat hy groot geword het, dit wat hom gevoed was. Ek sit nou die dag hier by die dokterstraat in die kar en ek slaap ook. En toe wakker skep is ek terug. Daar sit ek manne en vroue allemaal met die dreadlocks so'n shame en virgin. Maar toe die kleinkinders is gedreadlock, hulle word so groot in die kultuur. Ek weet nie of hulle kooies is en of hulle eiers is, maar netjies nie. So was ek er never mind nie. Maar you have to have integrity. En vaststaan op jou geloof. Vaststaan op dit wat jy glo. Staan op die woord. Staan en hou vas nie dat jou chommies jou verlei nie. Jou nee is jou nee en jou ja is jou ja. Ek nou vanoggend vir die vrou waar jy was toe ek by die inkom is 'n man van integriteit. Keep your promises. Baie keer breek ons baie vir ons beloftes en ons vergeet wat ons beloof het en ons in 'n agterna skrik. Aber my werk is, jong as ek in die nacht daar, die buiten aan daar, die voorbeeld aan, dit is alles daar, maar dit raak my nie. Want ek is daar om iets anders te doen. Jy het niks daarmee te doen, alle ryk het ook lekker en jy is daar om 'n taak te verrig. Dit lê jou in die versoeking. Jy moet nie eens aan dink om versoek te word. Want the moment you think about, as jy daaraan dink dat dit 'n versoeking is, dan kom jy by die situasie waar jy voel jy spoeg voor die versoeking. Prys die Here. Be strong. Dit wat Dawid gedoen het, elke dag daar op die dak geloop en daar gewandel het, seker met die Here gepraat toe hy daar op die dak gewandel het. En dan sien hy vir Bathsheba en is maar elke dag daar en hy wonder en hy sien maar hoe die vrou daar besig is om te bad en haar hare te was. En in plaas van wegbeer van die dak af, is hy elke môre daar. En in die versoeking te kom.
Totdat hy aan die versoeking, voor die versoeking geswoeg het. If you know something is not for you, stay away. Turn your back on it. Draai jou rug op dit. Want jy is 'n persoon, as jy Jesus in jou lewe het, is jy 'n persoon van integriteit. Behoort dit so te wees. Dit behoort so te wees, dat ek as 'n kind van die Here, maak nie saak met die titels, kom ons vergeet van die titel en al die oomblik ek Jesus aangeneem het as my persoonlike saligmaker, moet ek 'n persoon van integriteit raak. Jy dalk nie daarmee groot geword nie. Maar die oomblik Jesus in jou lewe inkom, jou innooi en sê, Here, ek nooi u in. I accept Christ as my Savior. Van daai oomblik af moet ek groei. Ek moet gedurig groei in dat ek volwasse kan raak, want 'n kind bly aan melk gebonde. Maar ons moet groei sodat ons kan wegbeweeg van die melk af, dat ons die vaste spyse kan geniet. Soos vir die Here. We need to grow in our faith and in our character. The mountains will be there. Die berge wat Josef deurgegaan het, die berge wat Daniel deurgegaan het, dit was geweldig. En die berge wat ons deurgaan is geweldig. Dit is baie keer dan wonder jy, moet ek nog aangaan? Nou ek het vanmorgen gewonder, wat moet hy hen vanmorgen gesê het as ek 'n virgin is? Want ek doe nie vanmorgen dat, maar ek doe nie te gewaar, ander sê, keer moet ek hier rond, dat ek in rondval, en gauw goed is achter, maar dat is die muzikant, prijs nie in jou dan. En dan moet ons gauw dinge achter mekaar krijg. En vanmorgen dus sit ek hier eindelijk kan gesels, en daar is iemand wat die dinge daarvoor. Hoe wat sê by hy sê seker trots op. Nee. Hy prys die Here, hy kyk ons af, hy en papi. En leraar vanmorgen instap en hy het seker gedink, daar is het nou. We had learned through the years to be people of integrity. Mense te wees met integriteit, wat vaststaan en wat ons voor Petrus was nie so'n man wat in die begin met hy nie so, maar hy het gegroei. Soos Jesus hom geleer het hy gegroei as 'n man van integriteit. Jesus self, nou van die kraam, was 'n man van integriteit. Hy is die ultimate man of integrity. As hy kwaad geword het hy kwaad geword en sommer sweep gemaakt en die mense in die tempel het geslaan. En hy sê, dis die plek, Vaderse plek, is 'n plek van aanbidding en nie van handeldryf. Ek sê nie jy nie handeldryf. Hallo, my mense het eendag en so gekomt het ek het ons rood papi. Ek sê maar, dis nie 'n kind van die Here is.
En van die Here kan nie so in die hande jy moet toch iets doen om vir jou gesin te sorg. Yes. You must be a person. En as jy in besigheid is, soos die pastoor, het is nie werk. Ek is blij, ek het verlede week pastoor, ek moet ek donations maak, en ek wil sê, jy gaan ook vandag seker in jou teksie, besigheid staan en vandag stil, want dit is weer erg. Maar praise the Lord, that to be in the house of God, He will supply to your needs. Yes. According to His riches, according to His blessings. Amen. Hy voorsien. As ek kies om die Here te dien, voorsien hy in elke oomblik wat ek mag hê, na sy wetting en sy genade. God bless you. Learn to be a person of integrity. Dag vir dag. Oomblik vir oomblik. Partykeer is dit nie so maklik. Dis wat ek het nie probeer skryf. Partykeer is daar maar 'n ding wat nou nie so lekker is nie. En jy iemand kan ek maar sê, iemand vraag vir jou om net 'n lientjie te vir jou. Sodat iemand kom eendag te blens nie waarom dat, soos wat pastoor gesê, hy doen nog die telefoon en daar, self doen en daar, blokkias en blokkias. Hy moet die huistelefoon gaan. Maar soos is al na voorbij de middag en die. En iemand kom na my vrou toe en sê, as my man nie kom om te bel, hoor mooi vir my en ek kan nie meer klaar maak. Dan sê jy vir hom, jylle telefoon is stuk. En wat my vrou ook gedoen het, eensinnig, maar gedoen het. Dat was nie 100 jaar later nie. Hallo, dit was nie 100 jaar later nie. Toe gebruik die vrou dieselfde ding teen my vrou. Om te sê, maar net aan die dag. Toe my man gesê, op haar versoek. Because the enemy just wants something against you. Yes. Hy wil net iets kry teen jou. Yes. Be a person of integrity to say no. And we have learned that over the years. Jy moet het leer. En onthou wat ek die goeie mense na het en sê, maar sê maar net so. Ek wil maar net dat jy moet, dat moet jy nie nie wat nie. Maar môre, word daai ding teen jou gebruik. Yes. 'n Goeie belangrijk. Yes. En dan is hy klip 'n rots. En hy maak seer. Hy maak so seer dat jy kwaad raak. Amen. Dat jy wil amper die berg self verskuif. Maar jy die ding met jouself gebruik. Sê ek is nie. Ons is baie op social media. Ja. Ons is baie op social media. Hier meisie kan dryf. Meisie kan die naam aan Hansaki. En jy ken nie van Hansaki.
Nou vanmorgen kijk ik zo in de moeder aan. Ik zie die mensen die nog gehad in de berg. Ik denk, nou kijk het maar die weet. En je loopt nog niet. Daar in die kop in die bergen en daarachter zo het wormbos. Hier zit die vrouwtje. Hans dat niet in mijn kost gebracht. Mama, wat zit maar. Hij heeft het en zo. Ik weet niet wat ik niet goed moet. Nou, waarom ze wel niet kan zeggen, maar mama, die is niet dat mama goed is. Ik kan niet meer eens komen, want ik speel iets tussen daar. En ze weet niet hoe ze daar goed doen. Ja, dat kan niet. Nou ja, dat is nou maar de social media, maar in werkelijkheid is het zo. Dus moet niet weggaan van jouw problemen. Is die person of integrity en face die oproep wat die weet. Hallo. Face die oproep wat die weet. Ek is nou die antie wat jy nou wil. Hy ken sy antie. Deal with it. Yes. And try to get out of that thing. Kom uit die net. Het jou nie gaan weghaal nie. En het jou nie gaan. As jy nog nie so. Be a person of integrity. Een persoon van onomkoopbaarheid. Een persoon met standvastige beginsel. Wat beginsel vast is. Jy moes op het weghardloop toe bly sy kleed achter, sy skort achter. But he was a person of integrity. Amen. Be a person of integrity and face that mountain before you. Die standvastig in je beginsels. Niet nou zo zeggen, oh nou zeg ik een kind zo morgen zeg ik. En zeg ik, mama, weet dat? Ja, dan zeg je die kind, dat moet maar zeggen, mama, zie je niet. En dan leer je die kind ook niet eens. Trying to be a good person. I'm trying to be a person of integrity. Integriteit. En ik heb geleerd, het is een proces. Die karakter moet gebouwd worden. Mijn karakter, Jesus karakter moet in mij gebouwd worden. Want er is altijd iemand voor mij op pad hou en dis die Heilige Gees wat vir jou sê, maar jy moet onthou dit doen so en jy reageer net. En baie keer wil jy nie reageer nie en dan sien jy maar, dit ek aan my goed gemaak. Ek ry elke oggend nie berg. In die week waar die paie so 2 bane raak. Dat is niet vervoer, dat is niks op die pad nie. En ek besluit nou maar, ek weet dit was die Heilige Gees. Ek besluit, ek bly in die vinnige baan. En toe ek kom nie bereik kom, toe sien jy 'n stadige lorry reg voor my, maar ek is reeds in die vinnige baan.
So ek kon met gemak verby hom gaan. As ek nou maar gedink het, hou oor die reël wat sê bly aan die buitebaan, sodat die vinnige verkeer verby gaan. Het ek jou agter en reël gejaag. Want ek weet gaan ek nog aan die houding doen. Wie is die persoon van integriteit? En hoe ook om te murmureer. En dan sê jy, dit is klaar. Hoe sê jy alles? En alles zonder murmureren. Zonder teenspraak of murmureren. Ik heb ook bestaan dat ik op vreselijk begin murmureren. En ik heb dat jong. En ik murmureer voor die werk dat er veel is aan. Maar ik weet elke maand. En ook een ochtend sê ek vir een, ek moet ophou om te murmureer. Toe doen die werk as ek jy doen. Toe die werk as ek jy doen. As jy daar in jou karretjie is en jy laat jy, baie mense moord ons maar jou kar. En ja, maar hy kom er aan boot dat jy wat sommer daar gegooi of hy chipspapier op hy die slapchips. Hulle net sommer aan jou kar. En jy moet weer en jy murmureer daar en ek is nie. Maar doen het so moet because you are growing integrity. Vader, ons leer om mense te wees vir die integriteit. Wie sê ja, ja is, en wie sê nee, nee is. En wie gefokus bly op die leidsman en die volleinder van ons geloof. Ons weet ons is in die kleine vak, ons besef dit, ons kyk na die dinge rondom ons en ons besef, ons is in die kleine vak na die wederkoms. Help ons om getrou te bly, dat ons sal afwyk van die kwaad. Oorgevestig op die leidsman, Yeshua HaMashiach, die volleinder van ons geloof. Father, I pray that you will bless this congregation. You will bless each and every one, Father. That they will experience, the more they grow in integrity, the more blessings they will experience. Stand vast dat wees. Help die mense, help elkeen op 'n berg probeer. Wat 'n berg dit ook mag wees. Om die oog op u te hou. En dat iemand sal leer om getrou te bly. En sal afwyk van die kwaad. En die goeie sal doen. En in Jesus naam. Amen.